Ek is in my stilte tyd besig om deur die evangelie van Markus te lees. En dit het my opgeval dat Jesus by twee verskillende geleenthede sug. En ek wil aan jou 'n skrifgedeelte voorhou wat hierby aansluit. In Markus hoofstuk 8 vers 14 tot 21. Hulle het vergeet om brode saam te neem. Behalwe 'n brood, het hulle niks anders by hulle in die boot gehad nie. Jesus het hulle gewaarsku: pas op, wees op die hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Hulle het toe onder mekaar bespiegel dat dit is omdat hulle nie brood het nie. Bewus hiervan sê hy vir hulle: waarom redekavel julle daaroor dat julle nie brood het nie? Verstaan julle nie en begryp julle nie? Het julle steeds verharde harte? Het julle oë en sien julle nie? Het julle ore en hoor julle nie? En onthou julle nie, toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol stukke julle opgetel het nie? Hulle antwoord hom 12. En toe ek die 7 brode vir die 4000 gebreek het, hoeveel mandjies vol stukke wat oorgebly het, het julle opgetel? Hulle antwoord hom 7. Hy sê toe vir hulle: begryp julle steeds nie? In hierdie gedeelte vaar Jesus en sy disippels van die omgewing van Dalmanuta aan die weste kant van die see van Galilea af oor na Betsaida toe aan die noordoostelike kant van die see van Galilea. En terwyl hulle in die boot is, voer Jesus 'n gesprek met sy disippels. En die kern van die gesprek gaan oor die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes, oftewel die suurdeeg van die Herodiane. Nou, om hierdie gedeelte te verstaan, moet ons vroeër begin in Markus hoofstuk 7. In Markus 7 vertrek Jesus en sy disippels na Tyrus toe. Nou, Tyrus was 'n bekende en 'n prominente hawestad gewees in Siro-Fenisië. Wat belangrik is om te weet, is dat Jesus nou in 'n heidense gebied is. Siro-Fenisië was nie deel van Israel nie, dis 'n heidense gebied, so Jesus is nou in 'n heidense gebied. En hier kom 'n vrou na Jesus toe, want sy het gehoor van hom. En sy wil hê dat Jesus 'n demoon uit haar dogter moet dryf. Maar Jesus sê vir haar: dit is nie mooi om van die kindertjies se brood te neem en vir die hondjies te gooi nie. Menende, die kindertjies is die Jode, Israel, God se volk, en die hondjies is die heidene. Jesus wil nie die erfreg van die Jode, hulle erfenis, hulle geestelike erfenis, dit wat in terme van die verbond regmatiglik aan hulle behoort, hy wil dit nie vir die heidene gee nie. En dan antwoord hierdie vrou Jesus en sê: Here, die hondjies onder die tafel eet darm van die kindertjies se krummels. En Jesus is verstom oor hierdie vrou se geloof, hierdie heidense vrou se geloof. Sy is bereid om tevrede te wees met die krummeltjies. Sy verstaan, ek is nie deel van Israel nie. Ek is nie deel van God se verbond met Israel. Ek is nie deel van die Jode nie. Ek staan buite die verbond. Ek is 'n heidense vrou. Here, ek verstaan dit. Maar ek is bereid om tevrede te wees met die krummeltjies van die kinders. En Jesus is absoluut verstom oor hierdie vrou se geloof. Geloof wat hy by sy eie mense
by God se volk, by die Jode, verwag het. En dan gaan Jesus en sy disippels na Decapolis toe. Dit is die gebied van die 10 dorpe of die 10 stede, wat ook 'n heidense gebied is. So Jesus beweeg van een heidense gebied na 'n ander heidense gebied toe. En hier bring hulle 'n doof, stom man na Jesus toe. Hulle wil hê Jesus moet vir hom hande oplê. Maar Jesus doen meer as dit. Hy neem die man eenkant, steek sy vingers in sy ore, spoeg en raak die man se tong aan, kyk op na die hemel toe, en dan sug Jesus, voor hy sê, Ephata, gaan oop, en onmiddellik is die man genees. Maar hoor jy Jesus se sug? Hoekom sug hy? Hoekom sug Jesus? Hy sug omdat hy nou vir die tweede keer, kort na mekaar, geloof by die heidene kry. Geloof wat hy by sy eie mense, by die Jode, by God se volk verwag het. Jesus sug oor Israel. Hy sug oor die Jode. En terwyl hy geloof vind by die heidene, is die weerstand teen hom van sy eie mense af besig om toe te neem. En dan kom Jesus en sy disippels weer in Joodse grondgebied aan. En hier in die Joodse grondgebied kom 'n skare mense om na Jesus te luister. Maar hier is, let op, hier is minder mense as die vorige keer. Die vorige keer, sê Markus vir ons, was die mans alleen 5000 gewees. En hy gebruik die Griekse woordjie vir mans, andras. Gebruik die woordjie vir mans. Die mans alleen was 5000 gewees. Maar nou hierdie keer is daar net 4000 mense. Hy gebruik nie weer die woordjie vir mans nie. 4000 mense. En omdat hierdie mense al vir 3 dae lank by Jesus is en daar's nie kos vir hulle nie, vra Jesus vir brood en vir 'n tweede keer vermeerder Jesus die brood en die visse. Maar let asseblief op, die vorige keer, toe daar meer mense was, het Jesus minder brood gehad om mee te werk. Hy het net 5 brode gehad. Hierdie keer, met die minder mense, het Jesus meer brood. Hy het 7 brode om mee te werk. Die vorige keer, toe hulle na die tyd die oorskiet optel, het hulle 12 mandjies vol oorskiet opgetel. Hierdie keer, minder mense, meer brood om mee te werk, tel hulle net 7 mandjies vol oorskiet op. En dan, van daar af vertrek Jesus, en hy en sy disippels kom in die omgewing van Dalmanuta aan. En hier is hy nou weer in 'n Joodse omgewing. So as jy my nou net volg, ons lees in Markus 7, dat Jesus van een heidense omgewing na die volgende heidense omgewing toe gaan, en dan kom hy weer in Joodse grondgebied, en nou is hulle in die omgewing van Dalmanuta aan die weste kant van die see van Galilea, weer in Joodse grondgebied. En Jesus loop hom nou in weerstand vas. Fariseërs begin met hom te redeneer. Hulle soek 'n teken. Hulle is nie tevrede met die krummeltjies nie. Nee.
Hulle is ook nie tevrede met al die wonders en tekens wat Jesus reeds in hulle midde gedoen het nie. Hulle soek 'n nog groter teken. Maar Jesus weet, al gee ek hulle die grootste moontlike teken, al staan ek uit die dood uit op, nog steeds sal hulle nie glo nie, want hulle harte is verhard. Hulle harte is klip. En dan lees ons in Markus hoofstuk 8 vers 12. En hy, dit is Jesus, het in sy binneste diep gesug. Waaroor sug Jesus? Omdat hy nou vir die tweede keer te doen kry met die ongeloof van sy eie mense. Hy sug hierdie keer uit sy binneste uit, sug hy diep oor die ongeloof van God se mense, die ongeloof van Israel, die ongeloof van die Jode. En dan is hy in die boot, saam met sy disippels, op pad na Betsaida toe. En is dan wanneer Jesus vir sy disippels sê, en ek sê dit vir jou soos wat ek dit in die oorspronklike taal verstaan. Jesus sê vir sy disippels, baie ernstig praat hy met hulle en sê vir hulle, neem kennis, ek waarsku julle teen die suurdeeg van die Fariseërs en teen die suurdeeg van Herodes of die Herodiane. Nou ons weet wie die Fariseërs was. Die Fariseërs was 'n streng godsdienstige Joodse sekte. Die Herodiane was ook Jode gewees. Maar hulle was nie noodwendig godsdienstige Jode nie, hulle was meer polities gewees. Hulle was ondersteuners gewees van die Herodes dinastie. En Jesus waarsku teen die suurdeeg van die Fariseërs en die Herodiane. So wat sien ons hier? Ons sien 'n alliansie tussen die godsdiens en die politiek. 'n Alliansie wat saam sweer om Jesus dood te maak, omdat Jesus 'n bedreiging vir hulle was. En Jesus waarsku teen hulle suurdeeg. Wat is suurdeeg? Suurdeeg is gegiste deeg. Dis deeg met so bietjie moeilikheid in hom, né? Dis deeg wat so bietjie boosaardigheid in hom het. Gegiste deeg is en jy het net 'n klein bietjie suurdeeg nodig. Klein bietjie suurdeeg nodig. As jy daai klein bietjie suurdeeg vat en jy plaas dit in die deeg, maak nie saak hoe groot die deeg is nie, stadig maar seker, werk daai suurdeeg deur die hele deeg en dit verander die tekstuur en die smaak van die hele deeg. Die invloed van die Fariseërs en die Herodiane het ongeloof so suurdeeg deur die hele Joodse gemeenskap laat werk. En Jesus kom dit agter in die minder mense uit die Jode uit wat na hom toe kom. Al hoe minder mense wat kom. Hy kom dit ook agter in die kleiner impak van die wonderwerke wat hy doen. Die wonderwerke, dis asof dit kleiner word. As Jesus nou saam met sy disippels en Betsaida aankom, byvoorbeeld, gaan hy vir 'n blinde man bid. En waar hy in die verlede net een keer vir 'n blinde persoon sou bid en die persoon sou onmiddellik genees wees, gaan Jesus hierdie keer 2 keer moet bid.
voordat die persoon reg kan sien. My vriend, ongeloof werk so suurdeeg. Jy het net 'n klein bietjie ongeloof nodig. Daai klein bietjie ongeloof begin stadig maar seker om jou geloof af te takel, jou geloof in Christus af te takel, stadig maar seker. Verander dit die tekstuur en die smaak van jou geloof. En jou hart word al hoe harder, totdat jou hart uiteindelik klip geword het. En as jy weer sien, is daar weerstand in jou teen Jesus Christus. Hoeveel mense wat voorheen nie met hulle hele hart in Christus geglo het, is vandag vyande van die kruis nie. Toe ek in 1986 in matriek was my geloof in Jesus Christus nog kinderlik en ongeskonde gewees. En ek het kans gesien vir die wêreld. Toe gaan studeer ek teologie. Daar was nie fout met ons dosente nie, baie goeie dosente gehad. Daar's ook nie fout met teologie as sodanig nie. Maar wanneer jy teologie studeer, kry jy onwillekeurig te doen met mense se opinies, mense se idees. Jy kry te doen met kritiese denke en jy leer ook self om krities te dink. En teen die tyd toe ek klaar gestudeer het, was ek so ietsie van 'n rebel gewees en 'n bang ou mensie. En my hart het ineen gekrimp, waar ek voorheen kans gesien het vir die wêreld. My hart ineen gekrimp vir die groot en onbekende Kaap, waarna toe die kapelaansdiens my uitgeplaas het. En so het ek in die Kaap aangekom as 'n jong man, bang, hart wat ineenkrimp, minderwaardig, in hierdie groot onbekende wêreld, wat ek nou die hoof moet bied. En ek kan onthou, dat op eens op 'n stadium, terwyl ek bid, is dit asof ek die Heilige Gees in my hoor sê, Johan, ek wil nie verstaan word nie. Ek wil geglo word. Ek en jy sal God nooit kan uitredeneer nie. Ons sal God met ons menslike verstand nooit onder die knie kan kry nie. Die mens se reaksie teenoor God, jou en my reaksie, is om te glo. Ons moet baie versigtig wees vir die ongeloof in die kultuur rondom ons, wat so suurdeeg op jou en my geloof inwerk, en ons geloof wegkalwe, daaraan vreet, en die tekstuur en die smaak van ons geloof stadig maar seker verander. En uiteindelik dan sê ons is gelowiges, maar eintlik weerspieël ons net die kultuur rondom ons. Ons kultuur rondom ons vergoddelik die wetenskap. Ek en jy sê ons is gelowiges, maar eintlik glo ons net wat ons oë kan sien, wat ons met ons ore kan hoor, met ons tonge kan proe, met ons neuse kan ruik en met ons hande aan kan vat. Die kultuur rondom ons plaas die mens in die sentrum, humanisme,
Die mens is in die sentrum en vergoddelik die mens. En ons sê dalk ons is gelowiges, ons glo in Jesus Christus, maar eintlik glo ons net in onsself en in ons eie waarheid. En as ons weer kyk, dan word ons harte al hoe harder en harder. En as ons weer kyk, is ons harte klip en kan ons nie meer sien wat God vir ons wil wys nie. Ons kan nie meer hoor wat die Here vir ons wil sê nie. Ons kan nie meer onthou die wonders wat die Here reeds in ons lewens gedoen het nie. Ons ly aan geheueverlies. En dan kom Jesus in Markus 9 vers 19 en sy sug word harde woorde wanneer hy sê, o ongelowige geslag, hoe lank moet ek julle nog verdra? En in Markus 10 vers 15 sê hy, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daarin gaan nie. Hoor asseblief die woord van die Here. Ons moet die ongeloof wat so suurdeeg in ons kultuur is en op ons geloof inwerk, ons moet die ongeloof wat ons aangeleer het oor die jare weer afleer. En ons moet van voor af leer om soos kindertjies te glo, soos 'n kind te glo. Hoe glo 'n kind? Hoe glo 'n kind? 'n kind glo sonder om te dink, sonder om vrae te vra, in absolute eenvoud en met volle oorgawe. Wanneer dit kom by ons geloof in God en in sy Seun Jesus Christus, moet ons die Heilige Gees vra om ons te help, dat ons weer soos kinders sal word, dat ons weer soos 'n kind sal glo in Jesus Christus. Amen.